Goeiemôre. Jy luister na die 48ste oordenking in die reeks, deur die oë van 'n kind. Ons tema vanoggend is, die prinsie is nie dood nie. Indien jy nie na gister se oordenking geluister het nie, wil ek voorstel dat jy dit eers doen. In hierdie voorlaaste hoofstuk van die klein prinsie, maak die lewe oënskynlik 'n tragiese draai. Die gevaarlike geelslang pik die prinsie, en hy sak weg in die sand. Die slang is 'n archetype wat in alle kulture en oor alle tye heen gevind word. Die slang word vereenselwig met dood en lewe. Aan die een kant die dood vanweë sy dodelike gif, aan die ander kant lewe en herlewing as gevolg daarvan dat hy vervel en vernuwe. Ons sien dit veral in die staf van Asklepios, uit die Griekse mitologie waar die staf deur die slang omseil is. Dis 'n bekende mediese simbool vandag nog. In Genesis 3 is die slang die verleier, die groot verleier, en sy inmenging loop uit op die dood. Hy is die argitek van die dood. Maar die dood moet ons daar dubbel verstaan. Aan die een kant kan ons dood letterlik verstaan, aan die ander kant is dit simbolies of geestelik van aard. Verwydering van God, verwydering van lewe, verwydering uit die tuin van Eden. Dit is hierdie betekenis wat in Genesis 3 die hoofklem ontvang. Die feit dat die klein prinsie nie van die slang af wegvlug nie, is nie vanweë naïwiteit of onkunde nie. Inteendeel, dit wil voorkom asof die slang nie hier die een is wat die prinsie na die dood lei nie. Hy is nie die fasiliteerder van die dood nie. Maar dit is juist die prinsie wat die slang lei om hom te help met die oorgang weg van hier na die sterre. Die prinsie het as ware 'n gesprek met die dood. Dis baie insiggewend. Wanneer iemand 'n gesprek met die dood het, het iemand vrede daarmee gemaak. Jy vrees dit nie meer nie. En dit wil voorkom asof Genesis 3 se vertelling nou in omgekeerde sin staan. Die dood is nie meer dood nie. Ons het nie meer vrees daarvoor nie. Die slang het nie meer mag nie. 'n Mens sien dit ook in die woorde, dit is waar dat 'n slang nie genoeg gif het vir 'n tweede pik nie. As jy jou vrees oorwin het, is jy nooit weer bang vir die dood nie. Deurdat die slang juis die een word wat die klein prinsie van hierdie planeet af bevry, is die bevestiging van die oorwinning oor die dood. Die slang word die instrument, nie van dood nie, maar uiteindelik van lewe. Dis die uiterste vorm van oorwinning. Maar watter tipe dood is ter sprake? Ek het aanvanklik gedink die dood wat hier ter sprake is die klein prinsie se fisieke dood. Maar om verskeie redes, vanweë verskeie leidrade, dink ek nie meer dit is die geval nie. Een van die dinge wat my opgeval het, en jy kan gerus weer na my voorlesing luister uit gister se oordenking, of as jy die boekie aangeskaf het, dit self lees, is dat daar nie 'n duidelike aanduiding is van wie praat wanneer nie. Vroeër in die hoofstukke dan staan daar, die volgende is gesê deur die klein prinsie, of deur die verteller. Maar in hierdie voorlaaste hoofstuk wonder 'n mens dikwels, wie is dit wat praat, is dit die klein prinsie of is dit die verteller? Hulle woorde begin oorvleuel. En uiteindelik lyk dit dat dit wat die klein prinsie vir die verteller kom leer het, nou sy eie woorde geword het. Die twee se woorde begin soos die ander sin klink. Die klein prinsie het ook vooraf kennis dat die vliegtuig reeds herstel is. Hoe weet hy dit? So dink nou mooi daaraan. Die klein prinsie is in werklikheid die verteller se eie kind ego-staat wat hom kom opsoek. Dat die klein prinsie nou sterf, is simbolies daarvan dat die verteller die kind in hom geïntegreer het. Die transformasie het uiteindelik plaasgevind. Die kind is nie meer 'n aparte deel van hom nie, maar het nou deel geword van sy volwasse self. Hy is nou 'n geïntegreerde mens, 'n heel mens, wat weer verbeeldingryk sal kan lewe, wat die krummetaarte uitpluk voordat dit groei, en die vulkane skoonmaak voordat dit uitbars, wat met sy hart sal kan sien,
wat werklik belangrik is in die lewe, wat 'n enkele roos sal kan koester en lief hê, wat weet dat daar waterputte in woestyne wag, wat kan opkyk na die sterre en rigting vind, wat bereid is om mak gemaak te word en ander mak te maak, om in liefde te kan leef. Die klein prinsie is nie dood nie, maar leef nou in hom. Waar neem hierdie oordeenking jou heen vanoggend? Ons gebed kom uit die Groot Gebedeboek. Dis 'n aanpassing uit Psalm 16. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. O Here, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek wil U loof, Here, want dit is U wat my tot regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat U my leer. O Here, dankie dat ek U altyd by my het. Omdat U by my is, sal ek nie struikel nie. Ek is bly en ek juig en voel my veilig. O Here, leer my elke dag hoe om te lewe. Help my om te onthou. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.